Dankie vir die salwing. Dankie vir die teenwoordigheid. Dankie vir die opening van die woord. O Sharabasanda. Halleluja. 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 Hallelujah. Hallelujah, my Oh, God. we praise you, Jesus. You are worthy to be praised. You're worthy, Jesus. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. He set the captives free. He led the blind see. And he healed the sick. Jou omstandighede kan die Here vanoggend radikaal verander. U wat ingeskakel is, die salwing van die Here is op die plek vanmôre. Die Here wil iemand ontmoet. He's busy changing your life. He's busy changing your circumstances. You just raise your hands in this place. Oh, yes. Just acknowledge Him that He is God. Thank you, Jesus. Stand on your feet, acknowledge Oh, Him. we praise. Just acknowledge Him for who He is. Hallelujah. 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 Je mag sit. Hallelujah. Hallelujah. You will see it with your own eyes. But you will not eat from what you see. Hallelujah. Thank you, Jesus. Asharabasana. Ek groet vir Bishop vanoggend en vir juffrou. Die moederluisters, ons pastoors, vrouens. Die manne van God, die evangeliste en ouderlinge en hulle vrouens. Die diakens, susters, bloedgewaste kinders van die Here. Die gemeente, die huis van 'n deurbraak. Die besoekers is gegroet. Almal wat ingeskakel is saam met ons is gegroet vanoggend in die pragtige naam van die Here. Ek gewaar die Here is op die plek vanoggend. Ja. Ja, prys die Here. Weet nie eens waar om te begin nie. Gewaar die Here op hierdie plek vanoggend. Die bar as ek wil kortliks met u praat vanmôre, laat my toe om vinnig na die woord toe te gaan. Ek wil vanoggend met die kerk van die Here praat en ek wil tog vra dat u moet inneem. Ek dink ons het laas Sondag 'n wonderlike tyd gehad. Die wat ingetap het, was magtige ontmoet. En jou lewe sal nooit meer dieselfde wees nie. Hallelujah, glory to God. Die wat 'n bietjie stadig was om in te tap, het verloor en het groot verloor. Ek wil ernstig met u praat, wanneer die Here op 'n plek is, moet jy inskakel. Los jou eie dinge. Wees net gehoorsaam. Ek wil vanmôre die kerk leer, wanneer jy 'n man van God hoor en jy gewaar die teenwoordigheid van die Here, dan moet 'n mens intap. Jy moet God se woord moet jy ernstig vat. Jou uitkoms lê daarin om in gehoorsaamheid, halleluja, te wandel, want die Here het jou genade gegee om, oh my God, om in die teenwoordigheid van die Here te wees.
mens van jou goed en jy sê, Here, ek het genade gekry. Ek verstaan nie alles nie, maar ek kom om te vat wat ek gehoor het, kom ek en ek skakel my in en ek connect. Van dalk is hier iets vir my vanoggend wat my hele lewe kan herroeplik verander. Ek praat met u uit 2 Konings hoofstuk 7, 2 Kings chapter 7, verse 1 and verse 2. I would like to speak to the church this morning. You will see it with your own eyes, but you can't eat from it. Jy sal dit met jou eie oë sien, maar jy sal nie die vrug geniet nie. As 'n mens ongehoorsaam is, dan sal jy dinge sien, maar jy sal nie deel hê aan wat jy sien nie. As 'n mens kerk toe kom en jy luister net en jy het nog eens uit by die hek nie dat jy alles vergeet, dan sal jy 'n ding sien, maar jy sal nooit van die vrug eet nie. Het is gevaarlik om iets te hoor wat vir jou gevra word en dit nie doen nie, want dan sal jy net dit sien, maar jy sal nie die vrug geniet van wat jy gesien het. Nou die skrif sê, Elisa het geantwoord, luister na die boodskap van die Here. Dis wat die Here sê, môre teen hierdie tyd sal 5 kilogram meel of dubbel soveel gaars, net 11 gram silwer in hierdie poort van Samaria kos. Die adjudant, die vertroueling van die koning sê vir die man van God, dit kan nie gebeur nie. Selfs al sou die Here die vensters van die hemel oopmaak. Maar Elisa antwoord hom, hoor jy sal met jou eie oë sien hoe dit gebeur, maar jy sal niks daarvan kan eet nie. Nou die Bybel praat in Matteus 6 versie 22 die volgende. Jou oog is die lamp vir jou liggaam. 'n Suiwer oog laat die lig instroom, sodat jou binneste geheel en al lig kan word. Jou oog is die lamp vir jou liggaam. Jou oog is die lamp vir jou liggaam. Jou oog is die lamp vir jou liggaam. My God. Geen wonder Thomas kon nie gedeel het met die ding dat hy sê in Johannes 20 versie 24 tot 31, hy vra vir Jesus, hy sê eintlik, ek sal nie glo nie Jesus, tensy u my nie wys die wonde van die spykers in u hande nie. Hy sê, ek sal u nie glo as ek my vingers in die wonde van jou hand aan kan druk nie. Jou oog, halleluja, is die vensters van jou liggaam, is die lamp van jou liggaam. Thomas kon nie hier net geglo het nie, maar hy wou sien. Maar Jesus leer vir hom 'n konsep, jy het nie nodig om altyd te moet sien nie. Want iemand is salig al het hy ook nie gesien nie.
Daar is 'n groter beloning wanneer jy hoor, al het jy nie gesien nie. Die geheim in 2 Konings 7 is, die profeet spreek 'n woord. Môre hierdie tyd, sal 'n 5 kilogram meel 5 sikkel silwers kos. Maar hierdie adjutant, die vertroueling van die koning sê, dit sal nooit gebeur nie. Ek sê dit sal nooit gebeur nie. Pas op wat jy sê vir 'n man van God. Pas op. Toe hy dit sê, toe sê die Here deur die man van God vir die adjutant, as die dinge gebeur, sal jy nie hier wees wanneer dit gebeur om die vrug te eet. Amen. Amen. 'n Mens moet baie versigtig wees wat hier uitgaan en nie agslaan nie. Ons is besig om in die volgende fase van ons bediening in te gaan. Daar's baie, of as daar's 'n paar wat nog nie glo nie, dat dit kan gebeur nie. Hoekom glo ons nie? Want ons support nie die bediening nie en die rigting waar die Here ons wil invat. Ons deliberately werk teen dit met ons gedrag. Oh my God! Môre wanneer dit gebeur, sal jy nie hier wees nie, Here. Oh my God! Oh my God! Die geheim is, wanneer ons van voor af sê, ons het jou R2000 nodig, dat dink ek en u aan wat ons nie het nie. Ons het verskoning om nie die R2000 te gee nie. Die Gees wys my dat 'n paar al gesê en hulle het by mekaar gekom en vasgemaak, ons sal nie die R2000. Wanneer dit gebeur, sal jy nie hier wees. Dit is gevaarlik. Ek sê is gevaarlik. Dit is gevaarlik. Ons is op pad. Suster Patrice, ek gee my nou 5-6 jaar kans om die skuif te maak. Because ek kan nie vir altyd die werk van die Here ophou nie. Die aangeploetery van hierdie jare is nie voldoende vir God nie. Ek het hierdie 2 weke geontdek, daar's soveel wat jy kan doen vir hierdie God. Prys die Here. Maar omdat daar beperking is, kan ek nie by daai goed uitkom. If you think you've seen my best, I have news for you. I have news for you. Osharabasana. Kushitarabasata rabababande. Daar is geheimenisse wat u vanmôre moet weet en begeer. Wat die Here nog gaan doen in hierdie huis. Wat jy nog nooit gedink het. Wat jou ongemaklik gaan maak. Gemaklik gaan maak. Laas Sondag wys die Gees my baie klomp ongemaklike mense.
Andere wat nie eens gekom het terwyl die opdrag daar was om te kom. Maar ons is te vol van onsself. Daar's te veel van die ek. Pas op. Pas op. Die Here sê ek moet die volk salf. En ek salf hierdie volk en ek verstaan nie. Die Here sê die volgende Sondag moet hierdie volk, prys die Here, heers. Hy wil hierdie volk transformeer. En hy wil hierdie volk gesond maak. Hy wil die vloek breek oor die volk. En ons vat, en die Gees vat die werk, en ons bestraf die doodgeboortes, die onvrugbaarheid. Ons bestraf die premature dood oor die volk. En jy en ek verstaan nie dat ons nie gehoorsaam is. Luister wat uit die huis van die Here uitgaan. As 'n man van God, die een wat jy gesien het, as hy met jou praat, dan neem jy in. En jy vat God se. Jy hoef nie te verstaan nie. Jy kan agterna, sal die Gees van die Here aan jou dit oop. Dit is belangrik, broer Anno. Dankie vir wat jy gedoen het. Ek wil vanmôre vir jou sê, omdat jy gehoorsaam was. Die pes van die ons tyd sal jou gesin en jou nie tref nie. Dit sal verby jou huis gaan, maar nie in jou huis. Gee die Here prys. Ek conclude hierbaar is, so die belangrike aspek is, toe Moses in Numeri 20 versie 12, sy oë oopmaak, toe sê die Here vir hom, omdat julle twee, Aaron en Moses, my nie genoeg vertrou het, en nie vir Israel gewys het hoe heilig ek is nie, sal julle twee net die beloofde land sien, maar julle sal nie eet van die druiwe en die vrugte van die beloofde land. God laat nie met hom spot nie. Ewen sy man en sy vrou, wat nie God se heiligdom aan die kerk van God bekendstel nie. God het 'n behaag dat ek en u sy heiligheid moet sien. Sy heiligheid, hy's 'n heilige God. Daarom moenie verwag dat die kerk 21 gaan wees. Die môre as jy hier inkom, sal jy hier inkom en die stoele gaan anders gepak is. Want die Here wil hê jy moet op jou voete staan. Halleluja, van God wil sy krag, sy heiligheid aan sy gemeente verkondig. Halleluja. In Deuteronomium 32 versie 52 sê die Here vir Moses, jy sal die land reg voor jou sien. Jy sal dit sien. Van 'n afstand af sal jy dit sien. Maar jy sal nie kan binne gaan nie. Want jy het my nie genoeg vertrou. Amen. Kinders, jong kinders, as jy jou toekoms en jou lewe voorspoedig wil maak, ma en pa, luister na die woord van die Here. Neem in wanneer daar gepraat word. God stuur 'n man voor hierdie kerk uit om vir sy volk voorspraak te maak. Langebaan, hoor u? Die Here te God het 'n man in Langebaan gebring en sy vrou. Volg die man van God. Staan by hom.
Moenie hom veg nie. Support hom. Luister na hom. Eer hom. Staan by hom en sy vrou. Dan sal julle geseën wees. Selfs julle kinders en jou man wat nie die Here dien nie, sal aangeraak word. Die Here sal jou huis red, omdat u ag geslaan het op sy woord. Crusade, ek conclude vanoggend. Jy sal nie sterwe nie. Jy sal lewe. Jy sal 'n mooi lewe hê. Wat jou oog sien, jy sal die vrug geniet van wat jy gesien het. Ek het vir die Here in 'n stadium gesê, Here, laat my nie in die akker staan en saai en nie die vrug geniet van waarin ek gesaai het. As ek vanmôre oor die skare kyk, dan bring dit vir my groot blydskap. Maar my hartseer is wanneer ons nie ag slaan op wat die Here verlang nie. Kom ons slaan vanoggend ag. Kom ons luister goed. Kom ons luister goddelik. Weet jy, dierbares, dit was die rede hoekom Moses nie. Die Here sê vir Moses, bring julle die volk bymekaar en spreek die rots aan voor die volk, sodat die volk kan sien hoe heilig ek is. Moses word ongeduldig en hy doen die teenoorgestel. Dit is gevaarlik wanneer daar 'n opdrag is. Ons sê jy moet dit doen, dan doen jy 'n is gevaarlik. Toe hy dit doen, toe kom die water uit, want God is getrou aan sy eie woord, Suster Patricia. God is getrou aan sy eie woord. En hy laat die water uitkom, Suster Portia, terwille van sy naam. Terwille van sy naam. Maar hy laat nie Moses ongestraf bly nie. Want hy wat die hartekenner was, die nieretoetser is, het Moses se hart van ongeduld geonderskei. Pas op, jy kan iets doen, maar jou hart, ek sê jou hart, verklap jou werklikheid. Pas op hoe jou hart is. Wat jy doen, jou hart moet in dit wees. Want jou hart connect jou tot God. Want as jy kan doen en jou hart is nie daar nie, dan sê die Here, jy sal dit net sien met jou oog. Kom ons los voorgee. Los dit, because dis 'n gevaarlike ding. Los ligsinnigheid van voorgee. Dis 'n gevaarlike ding. Veral by 'n man van God. Veral by 'n man van God. Hier is olie op my hoof gegooi. Ek het 'n verhouding met die Here. Wanneer jy slaap, dan bid ek vir jou. Ek huil voor die Here vir jou. Ek sien 'n mooi lewe vir u. En my begeerte is, u moet 'n mooi lewe hê. Kom ons staan net so. Kom ons staan net so, dierbares. You will see it with your eyes, but you will never eat the fruits of what you see. Maar die Here sê, as jy luister, gehoorsaam is, sal jy die mooi sien, en jy sal ook die vrug geniet van wat jy gesien het. Daar's 'n vol en 'n mooi en 'n groot ding wat die Here besig is om te doen. Die instruksie is dat ons moet gehoor gee. Wat nou onbekend is,
Wat ons nou sien en wat nie touchable is nie, sal môre 'n werklikheid word. Die begeerte vir die kerk vanoggend moet wees, ek wil eet van die vrug van wat ek gesien het. Gee die Here prys. Vader, laat die vloek nie oor ons kom nie. My grootste begeerte is dat die volk wat oor die jare met ons aangekom het, en selfs hulle wat nou met ons by ons aangesluit het, na die oorgang sal gaan en die volgende fase van hierdie bediening, boven alles dat hulle die vrug sal geniet. Dat hulle die volle pakket van wat U van die begin af vir ons gehad het, sal geniet. Hulle kinders sal tot bekering kom terwyl hulle nog in die lewe is. Hulle sal hulle kinders sien, hoe hulle kinders die Here dien. Hulle sal sien hoe dat hulle manne die Here dien. Dit sal nie gebeur na die dood nie, maar dit sal nou gebeur terwyl hulle lewe. Ek profeteer oor hierdie huis. Ek roep hierdie woord oor hierdie huis. Ons sal sien, halleluja, hoe ons nageslag in die nuwe dispensasie ingaan. En ons sal die vrug, ons sal eet aan die tafel, Jesus naam, van daai huis. Ons sal die vrug geniet van ons harde arbeid. Ons sal geniet van die druiwe. Ons sal geniet, Here, van die tuin wat U vir ons tot beskikking het. Ons sal nie vroegtydig sterwe nie, maar ons sal deel hê aan die wonders van die Here. Ons kinders sal die Here vrees. Man en vrou sal mekaar geniet. Ek weier egskeidings. Ek bestraf dit vanmôre in die naam van die Here wat ons aan gewerk het alle jare. Sal ek en my vrou geniet. Elke man en vrou sal geniet wat hulle aan invest het. God seën sy kerk vanoggend. Die Here seën sy bediening. Ek bid 'n seelgebed af oor hulle gedagtes. Ek bid vanmôre, Here, dat die Here hulle gedagtes, hulle oë, Here, wat die lamp is van hulle liggaam, sal oopmaak, dat hulle gaan sien, en as hulle sien, moet hulle dit vasmaak wat hulle gesien het, deur om in gehoorsaamheid te staan. Wanneer ek dit eers gesien het, is dit myne. Of ek dit in die droom gesien het, is myne. Ek staan in gehoorsaamheid, is myne. As ek dit gehoor het, is myne. Ek sê is myne, is deel van my lewe. Once ek dit gesien het, is deel van my lewe. Want die oog is die lamp van my lewe. Die duiwel moes my nie toegelaat het om dit te sien nie. Maar once ek het gesien het, ek sê once ek het gesien het, once ek het gesien het, ek verstaan die skrif wat sê, my oog is die lamp vir my liggaam. Daarom, Here, sal dit myne wees, want ek staan in gehoorsaamheid. En ek wil bid, dit moet elke persoon se hart se verlange is in die bediening wat ons sien. Want ons het gesien het, dit behoort aan ons. Nou staan ek in gehoorsaamheid. Dit behoort aan my. En ek claim dit en ek vat God op sy woord. Die duiwel kan dit nie nou meer beroof nie. Ek vat dit nou, ek vat dit nou, ek vat dit nou.
Ek het dit gesien. Here, maak ons 'n geestelike oog oop. By die werk, ek sien hy promosie. Sportvrou en sportman sien hom in hy Springbok trui. Jy sien jouself, prys die Here, in die office. Jy sien jouself agter die stuurwiel van die kar. Jy sien jouself dat jy die sleutels van jou nuwe huis oopmaak, dat jy die deur van jou nuwe huis oopmaak. Jy sien jouself dat jy die sleutels in jou hand het. Wanneer ek die sleutels gesien het, gaan ek met vol vertroue na die bank toe. En ek vertrou die Here, want ek staan nou in gehoorsaamheid. Ek het die woord gevat. In Jesus se naam. Gee die Here prys, dierbares. Dankie Bishop, dankie leiers. Amen. Thank you Jesus. Amen. Nou, familie en vriende, kom ons staan voor oggend. Ons gedagte voor oggend, hemelswaar.